Goeiemiddag en baie welkom op hierdie 31ste Desember 2025. Vandag is die laaste dag van die jaar en ek wil sommer die geleentheid benut om vir u te sê voorspoedige nuwe jaar en ek hoop 2026 gaan sommer 'n baanbreker jaar wees vir ons almal. Maar nou ja, vandag se onderwerp is Afrikaners moet pad gee, sê Franse kenner. Nou, ek het onlangs 2 video's gekyk van meneer Bernard Lugan, soos mense dalk in Afrikaans sal sê, wat 'n Franse kenner oor Afrika en veral Suid-Afrika is, en hy sien geen toekoms vir die Afrikaner in Suid-Afrika nie. Daar's 2 video's, die ene is oor 'n uur lank en die ander ene is net so oor 'n halfuur lank. Ek sal hier onder in die beskrywing van hierdie video ook die skakels daarna plaas sodat jy dit kan bekyk. Ek het dit reggekry om ek het dit altyd in Frans gekyk, maar ek het dit reggekry om die een video in so half van 'n outomatiese Engelse vertaling te laat speel, en ek gaan nou 'n paar grepe daar uitspeel en dan daarop kommentaar lewer. Maar voor ons daarby kom, wil ek jy net herinner ook aan om op die kanaal in te teken, as jy nog nie so gemaak het nie, as ook natuurlik ons boeke wat steeds te koop is hier onder in die boekwinkel, onder aan hierdie video. Jy kan net daarop klik en dan een van ons boeke aanskaf, en ons sal dit landwyd aan u lewer teen R60 se versendingskoste. En sommer baie vinnig. Nou ja, terug by die onderwerp van meneer Bernard Lugan. Maar ek dink, daar's iets wat my ook hierheen gebring het, is ek het die afgelope tyd, het geskiedenis gelees, natuurlik ten eerste die stuk van, of die boek van Gerrie Koels oor Smuts en Hertzog en die Britse Ryk. En toe daarna het ek ook natuurlik Frans Johan Pretorius, hy was 'n redakteur daarvan, soos 'n geskiedenis van Suid-Afrika gelees, en ek is nou nog steeds daar deur in die 19de eeu. Maar dit is net ontsettend om te sien hoe ons mense gelei het, selfs destyds in die 19de eeu, en natuurlik, en hoe hulle weggetrek het in die groot trek, en hoe hulle uitgemoor is. Dikwels op pad, en alles, die verskriklike moeite wat ons gehad het, moeite en lyding wat ons gehad het om hierdie land tot stand te bring, en dit het my weer onder die indruk gebring van watter ongelooflike radikale ding gebeur het in 1994, toe meneer de Klerk eenvoudig net, as het ware, boedel oorgegee het, en die land net so oorhandig het, die sleutels van die Uniegebou aan die ANC, wat eintlik dan 'n groepering was, as ons nou verder terug in die geskiedenis daarna kyk, van ons tradisionele vyande, van hierdie verskriklik oorlogsigtige stamme aan die Ooskus, by name die Xhosas en die Zulus, wat ons soveel kere in die verlede al aangeval het, en waaroor daar was etlike dosyne oorloë wat eintlik tussen ons en hulle plaasgevind het. En hier op 'n dag kom meneer de Klerk en hy sê, nee, maar vanaf aan kan wat maar alles. En dit is ook 'n punt wat Bernard Lugan maak, en dit is ook om hy, as het ware, sien dat daar glad nie vir ons 'n toekoms in die land is nie. En hy blameer eintlik op 'n manier die Amerikaners, sowel meneer de Klerk natuurlik met sy oorgawe politiek van die vroeë 90er jare, maar ook die Amerikaners. Hy praat van die Amerikaners, maar ek dink die persoon waarskynlik wat die grootste rol gespeel het om eintlik die meer radikale groepe in Suider-Afrika in bewind te bring, afgesien van die Britse ambassadeur, wat Robin Rennick, waarna ons ook al verwys het op hierdie kanaal, was Chester Crocker. Hy was die buitelandse minister van president Reagan, en alhoewel Reagan 'n ondersteuner van Suid-Afrika was, het Chester Crocker eenvoudig net heen gegaan, en hy het gesorg dat SWAPO aan bewind kom in Namibië, en dat die ANC aan bewind kom in Suid-Afrika. En dit is my ook opvallend nogal dat in 2020
tydens daardie verkiesing waarin meneer Trump ook gestaan het teen Joe Biden, was Chester Crocker deel van 'n groepering van die Republikeine wat hulle teen Trump uitgespreek het. En wat gemeen het dat Republikeine wat iets te maak gehad het met die veiligheidsdienste in Amerika moet eerder vir Joe Biden ondersteun as vir Trump en hy het self dan ook vir Biden gestem. Wat vir my sê dat Chester Crocker nog altyd 'n soort van wolf in skaapsklere was, of dat hy 'n vermomde demokraat in Amerika was en dat hy glad nie die belange van die Reagan-administrasie op die hart gedra het nie en veral natuurlik nie ons belange nie. Maar kom ons kyk nou gou net so na 'n paar snitte uit hierdie onderhoud wat gevoer is met meneer Bernard Ligon. Ons gaan, dit is tamelik, ek het dit alles in Frans geklink en hy druk homself baie mooi uit, maar terwille van die mense wat hierdie kanaal kyk wat nou nie Frans magtig is nie, ek meen daar seker die wat van hulle, het ek dit nou in hierdie outomatiese vertaling van YouTube, wat dit na Engelse, Amerikaanse Engels te vertaal en dit is natuurlik nie vreeslik, wel, dit is heel verstaanbaar en alles, maar die stem is natuurlik so 'n bietjie blikkerig en wat ook al. En kom ons luister net terwille van die boodskap en die betekenis daarvan daarna. We always come back to the role played. We talk about Russia, but no, America played a devastating role. The French Revolution was partly lost because of the United States, the events in the Congo as well, and South Africa too. You know, I'll explain to you how the American turnaround happened, how the South African political turnaround happened. It happened in 1987 when there was the Angolan War. There was the Angolan War and the South Africans really gave a terrible blow to the Marxist regime in power in Angola and to the Cubans because there was an expeditionary force of 70,000 Cubans in Angola. Cuban, East German, Soviet and so on. Nou ja, ek sal miskien net gou tussen deur kommentaar lewer. Wat hy eintlik sê is dat ons die slag van Cuito-Carnaval gewen het en dat dit eintlik 'n keerpunt was en dat ons eintlik, ek weet nie wat dit in hierdie video doen nie, maar in sy ander video, die langer ene, dink ek noem hy dit ook dat ons het eintlik toe die vermoë gehad om die hele Angola aan te neem en die Russe en die Kubane en almal daar uit te skop. Maar soos hy nou ook gaan noem, sou ons 'n prys betaal het van omtrent 500 tot 600 dienspligtiges wat sou moes sterf indien die geveg tot op daardie graad geveg sou gewees het om die hele land, die hele Angola in te neem en hulle daar uit te skop en ook om die Sowjet-generaals en Kubaanse generaals en almal gevange te neem en dan 'n soort van uitruilooreenkoms of wat ook al. Met hulle dan as 'n soort van onderhandelingsmiddel ook ons hulle kon aangewend het. Maar kom ons luister verder wat sê hy. And the South Africans won a huge victory and they laid siege to the city of Quito Canal. So in the north while in the south of Angola, they laid siege to Quito in the valley with the entire Cuban, Soviet and so on. A military staff meeting took place with President Botha at the time, Botha in South Africa. And Botha asked the South African general-in-chief, "What do we do? What do you recommend?" Quote, and the general said, "Well, we launch an assault, we take Kute, we capture 3 Russian generals, the Cuban general staff, and so on. We have won the war." Quote, and President Botha says, "But how many deaths for us?" He says, "Well, it's going to cost us 500 or 600 deaths. The South African army is a conscript army. 5 million white men, an army with 500 deaths. That's huge." There are elections 3 months later. President Botha says we can't lose 500 deaths 3 months before the elections. So at that point, the other Botha, who is the Minister of Foreign Affairs and who is an agent of the Americans, says, "Well, at that point, let me negotiate."
and Botha goes to negotiate with the Ja, Americans. hierso is nou So the South 'n interessante kommentaar van hom waar hy meen dat Pik Botha was eintlik 'n Amerikaanse agent. Nou daar's soveel gerugte oor Pik Botha, hy is natuurlik nou al oorlede. Maar hy het baie snaaks opgetree, Pik Botha, by verskeie geleenthede en hy was natuurlik ook iemand wat blykbaar alkoholist was en so meer en hy het dikwels nie Suid-Afrika se belange op die hart gedra nie. En hierso, hy meen dan dat Pik Botha Amerikaanse agent was en dat hy dus gesorg het dat Namibië nou aan SWAPO oorhandig word. Kom ons luister wat sê hy verder. South Africans lift the siege of Kitokona Valley and an international agreement is reached between the United States, Angola, the Soviet Union, and South Africa. The Cubans agree to leave Angola. The South Africans grant independence to Southwest Africa, Namibia, and begin negotiations for the transfer of power with Mandela. Mandela is freed from prison. So that's what the Battle of Kutana Valley was going to be. It was going to mark the beginning of the end of white-ruled South Africa. And from that moment on, the Americans were in charge and they were the ones who completely managed the negotiations and who prevented de Klerk from taking a position of defending his people. Because de Klerk knew very well that if he negotiated, he would be overthrown or defeated by the white population, who were the only ones who could vote at the time. And to get the negotiations accepted, de Klerk would say there was a precondition on which I would not negotiate, which was the rights of the people. So even if we Nou, as hy nou hier praat van the rights of the people, dat dit 'n voorwaarde was vir die onderhandelinge. En in die Frans praat hy van le droit du peuple. Met ander woorde die volkerereg en dan ook wat dan ook impliseer die reg op selfbeskikking. En hy meen dat de Klerk op daardie stadium, dit was seker nou in die vroeë stadium van die onderhandelings, hy was steeds gestel daarop dat daar selfbeskikking vir die Afrikaner behoort te wees en dat ons nie oorheers moet word deur ons tradisionele vyande met wie ons honderde jare in hierdie land in verskeie gevegte betrokke was en wat verseker as hulle eers die oorhand oor ons sou kry, ons nie baie billik sou behandel nie, so iets wat ons natuurlik vandag ervaar, maar kom ons luister 'n bietjie verder. handed power back to NC, the rights of the people meant that white people in South Africa would keep their autonomy. Obviously, de Klerk gave up everything and that's when everything happened. I was very familiar with the phenomenon because I was reporting at the time for Spectacle du Monde and so I was there and I really experienced the phenomenon and that's how it happened. It was a complete renunciation by de Klerk, even though de Klerk had won militarily. The South African police controlled the country, an industry despite the embargo. South Africa had developed an autonomous industry. South Africa was autonomous in everything except oil. Ja, daar sê hy dat eintlik het ons die oorlog gewen en die polisie was steeds in beheer van die land en daar was geen rede vir de Klerk om eenvoudig net oor te gee aan die ANC nie en nietemin het hy dit gedoen. Daar was ook, ek het ook so 'n paar maande gelede, daar is so 'n kanaal wat deur Dali Mpofu se seun, hy is so half wit, half swart. Dis 'n tamelike groot kanaal en ek dink hy kry baie befondsing ook van hieers af. Op YouTube en hy praat met allerlei bekende mense en onder andere het hy met Tokyo Segwale onderhoud gevoer. En in hierdie onderhoud sê Tokyo Segwale dat hulle het wel die oorwinning behaal oor die Afrikaners en dat oor die vyand soos hulle noem. En hy sê dit was iets uit Sun Tzu se boek oor die kuns van oorlogvoering. Want die beste vorm van oorwinning is waar jy eintlik waar die vyand die knie buig voor jou sonder dat jy hom op die slagveld hoef te ontmoet, sonder dat die oorlog eintlik plaasvind of die geveg of die
veldslag dan plaasvind. En hy sien dit so, dat die ANC het die oorlog gewen teen de Klerk en sy manne, sonder dat die veldslag plaasgevind het. Hulle het alles verkry, die hele land en al die rykdom van die land, die staatsmag en so meer, sonder dat hulle ooit werklik daarvoor moes veg op die dat hulle ooit werklik 'n militêre veldslag plaasgevind het. So kom ons luister verder wat sê Bernard Ligon, dit is wat sy mening ook. But they had huge stocks of oil and they had invented a process for transforming I don't know what material into oil using a chemical. They were really at the forefront of the military industry. They still had an army of 400,000 men with several 100,000 reservists who had fought in the Angolan War, so they were operational people. At no time did de Klerk put that weight on the scales. He capitulated on everything, especially when American demands came. We also remember that it was the first country where open heart surgery was performed, which shows the excellence of medicine at the time to realize what South Africa was. But South Africa at the time was a country, it wasn't Africa. In Africa, when you stop to get gas, there's no gas. When you take the elevator, there's no electricity. In South Africa, everything worked. It was Europe, but better. South Africa, well now, today, it's a technology, but South Africa with cutting-edge sectors, with an aeronautics industry, no, it was a country. It was an outgrowth of Europe in Southern Africa. Nou, daar sê hy nou ook vir my 'n baie interessante ding, dat hy sê eintlik Suid-Afrika was beter as Europa. En ons kan, ek het al persoonlik dinge gelees, byvoorbeeld Frankryk, waar ek eers gewoon het, vir 'n klompie jare. Jy weet, in 1968 het 80% van wonings in Frankryk nie oor 'n badkamer beskik nie. Terwyl in 1968 was ons in hierdie land besig om, die meeste huise toe 2 badkamers begin kry. En 'n dubbel garage en 'n swembad en wat ook al. Jy weet, ons was eintlik so ver voor die Europeërs in vele opsigte in ons ontwikkeling. En dis waarom hy sê dit was eintlik beter as Europa. En dan maak hy ook die punt dat hy sê, in die Frans praat hy van hierdie selfe stuk wat ek in Frans gekyk het, praat hy van Suid-Afrika as 'n excroissance, as 'n uitgroeisel van Europa. Hy sê spesifiek Suid-Afrika is nie 'n Afrika land nie. Dit is 'n uitgroeisel van Europa. En in daardie opsig, dis 'n hele ander onderwerp wat ons op 'n stadium miskien moet aanpak, maar jy weet, ek verwys dikwels na myself as 'n Eurokaner, want ek dink 'n Afrikaner is ook ten dele steeds 'n Europeër. Jy weet, ons musiek, ons letterkunde, ons alles, dit staan alles in verhouding tot Europa. Ons het ons wel in die landskap en in die verdiep, en ons het 'n sterk Afrika-identiteit aangeneem, maar dit is nie die Afrika-identiteit van Afrika suid van die Sahara nie. Dit is ook nie die Afrika-identiteit van die Maghreb, soos hulle in Frans van praat nie. Die gebied daar, die islamitiese gebied in Noord-Afrika, Egipte, Algerië, Marokko, Tunesië, Libië en sulke plekke nie. Dit is ook nie dit nie. Ek weet die Rudy broers, Eshel en sy broer Nick Rudy het baie interessante boek ook geskryf, waar hy waar het gegaan het oor, dit is soort, hy het gepraat van trusteeship, wat nou die beleid was in die ou Rhodesië, en hoe dit verskil het van Suid-Afrika se beleid. En hy het gesê dat ons beleid is baie beter, maar daarin sê hy ook dat ons is 'n derde Afrika. Ons was 'n derde Afrika wat anders was as sowel suid van die Sahara, die meer
sal met die afrosentriese lande en dan die islamitiese Maghreb lande van die noorde. Ons was 'n Christelike quasi-Europese land hier in die suide van Afrika gewees. En ek dink dis 'n belangrike punt wat hy daar maak. En dan gaan hy nou verder. Ek sal nou nie die res van die video speel nie, maar waar hy sê dat omdat ons die politieke, en dit is nou sy mening, dit is nie noodwendig iets waarmee ek saamstem nie, maar dit laat mense 'n bietjie aan die dink. Hy sê verder dat omdat ons die politieke mag verloor het, of omdat de Klerk die oorgawe gepleeg het, is daar nie eintlik meer vir ons 'n plek hier in Suid-Afrika nie. Want hy sê byvoorbeeld ook, hy is baie krities oor Orania, nie as 'n projek nie, maar hy sê die ANC kan te eniger tyd Orania net eenvoudig uitkanseleer. Hy gebruik die Franse woord supprimer. Supprimer in Frans beteken om iets uit te kanseleer of eintlik dit te vernietig. Met ander woorde, die ANC, omdat hy in beheer is van die staat, kan hy te eniger tyd Orania uitwis. Nou, ek dink daar's 'n element, as ek nou miskien kritiek daarop op Legon se siening moet lewer, ek dink daar's 'n element by hom waar hy eintlik die ANC bewind en Afrika bewinde oor die algemeen oorskat, dat hy meen dat hulle dieselfde soort staatlike vermoë het as byvoorbeeld die Europese land, waar, jy weet, die hele weermag binne 24 uur opgeroep kan word, of jy weet, waar die staatsmag kan homself baie vinnig monster en baie doeltreffend ook monster. Terwyl hier by ons weet ons dat die staat, soos ons gesien het tydens die onluste in 2021 en wanneer ook al, daar in Durban, die staat het eintlik aanvanklik geen rol gespeel nie, en dit was die privaat sektor en privaat veiligheidsmaatskappye en selfs gewone mense wat hulle self verdedig het daar teen die onlusmakers, en dit was uiteindelik die supermarkte wat vragmotors met kos toe gestuur het. Dit was nie die staat wat beheer geneem het toe daar die onluste in Durban en omliggende dele in Natal uitgebreek het nie. Dus ek dink Legon oorskat miskien die swart man se vermoëns, asof die swart staat se vermoëns om byvoorbeeld nou Orania te vernietig of uit te kanseleer of wat ook al. Maar hy sê ook daar, hoekom ons moet eintlik teruggaan in Europa toe en ons kan in Frankryk gaan bly, of ons kan, hy noem spesifiek die Cantal departement in Frankryk, waar ons kon gaan bly, want dit is 'n taamlik arm departement met baie min mense, en dit is pragtig mooi daar, ek het al tyd daar deurgebring, en daar's maar iets soos 140,000 mense in die hele departement, en dis omtrent so 5,000 vierkante kilometer groot. Dit is 'n kwart van Gauteng. En dit is wonderlike landbougrond, reënval, en jy kan daar ski, daar's berge, en dis nie, jy het nie, alhoewel dit ook koud word in die winter, jy het nie daai neerdrukkende soort grysheid van Noord-Europa in die winter, waar dit gedurig bewolk is nie. Dit is 'n bietjie meer soos 'n koue wat jy kry in Amerika, of ander plekke waar die son skyn, dit is koud, maar die son skyn, en jy weet, jy voel nie so, asof die horison net so half baie laag gesak het, en dit is so half deprimerend, soos in baie lande in Noord-Europa nie. Dit noem hy nou amusant genoeg vir my, ook as 'n plek waarheen ons sou kon gaan. Maar ek dink hierdie perspektief van hom is in die eerste plek waardevol, omdat hy ons attent maak op hoe radikaal die oorgawe van 94 was, en dit is vir my asof ook in die media, hierdie hele proses word nie na behore
uitgebeeld of verduidelik of van kennis geneem of ontleed nie, want daar is hierdie, ons word vertel dat die demokrasie het nou neergedaal in 1994 en dat ons bepaalde regte onder die demokrasie beskik, maar as 'n mens natuurlik kyk na hoe dit in die praktyk werk in die howe en in die staatsadministrasie, die staat maak eintlik wat hy wil. Hy kan Afrikaans, soos ek op hierdie kanaal verduidelik het, 'n komitee van 'n paar ANC-regters het Afrikaans in die howe net afgeskaf en dat geen hand daaroor gekraai nie. En net so met hierdie Bella-wette gaan hulle vinnig net die Afrikaanse skole waarskynlik afskaf binnekort. Jy weet, ten spyte van al die mooi dinge wat die joernaliste nou in die koerante skryf en die meningsvormers en wat die politici sê en die DA en hoe hulle nou probeer weerstand bied daarteen. Ek dink as 'n mens net regtens daarna kyk, dan het ons eintlik geen reg meer op Afrikaanse skole nie. Die staat kan maak wat hy wil en soos wat die proses vorder, dink ek gaan dit net al hoe erger word. Daar's natuurlik ook en dit daarna verwys Ligana nie vreeslik nie, maar daar's ook 'n demografiese element natuurlik. Ek dink die groot verandering, selfs voor die politieke verandering nog plaasgevind het, maar die groot verandering wat in ons land plaasgevind het, was 'n demografiese verandering, waar ons eers 20 of 30% van die bevolking was en toe gedaal het na omtrent 10-12% toe en tans het ons gedaal na 7% toe. En daarbenewens is daar natuurlik ook 'n geweldige demografiese winter aan die gang in Europa en selfs in Noord-Amerika. En dit veroorsaak, en daar is swaalf 'n stootfaktor hier by ons wat mense uit die land verdryf by wyse van al die wetgewing, die sogenaamde rassewette waarvan Solidariteit en AfriForum praat. Maar daar is ook, dis die stootfaktor, maar daar is ook 'n trekfaktor in vele van hierdie westerse lande wat vanweë hulle ouer wordende bevolkings en hulle tekort aan opgeleide mannekrag, aan jong mense wat die werk kan doen en wat opgelei is. Daarom gaan hulle suig ons jong mense in soontoe. Hulle maak vir hulle aanbiedings wat geen werkgewer in Suid-Afrika kan maak nie. Nommer 1 word hy verbied om hierdie persoon in diens neem as volgens sy ras. En nommer 2 kan hy waarskynlik in van hierdie lande oorsee kan hy baie hoër salaris verdien en hy kan beter voordele kry, beter mediese dienste. En daar's meer veiligheid. Alhoewel dit natuurlik nie vir altyd so mag bly nie, want ons weet met die demografiese veranderinge wat daar in Europa plaasvind, is die veiligheid ook besig om af te neem. En daar is ook deesdae misdaad en moord en verkrachting en so meer, alhoewel natuurlik nie op die graad wat ons dit in Suid-Afrika ervaar nie. Maar ten slotte is ek dink, hierdie is 'n baie soort, dit is 'n soort, wat sal mense dit noem, is 'n ontnugterende perspektief wat Ligon 'n mens bied, want hy kyk van buite daarna en dat die verlies aan politieke mag eintlik as dit ware die doodsvonnis vir blanke vestiging in Suid-Afrika en veral van die Afrikaner beteken het. En ek dink dit om verder te dink ek moet ons eers dit verreken. Dit is 'n bietjie soos wat met ons gebeur het. Want dit is 'n bietjie soos iemand wat nou by 'n maatskappy oorneem, die nuwe uitvoerende beampte, en dan moet hy nou eers eintlik wys wat sy geweldige verliese daar was, en dat die maatskappy so te sê bankrot is, maar dan deur 'n nuwe bestuur en deur dinge regteruk kan hy dit dan weer van vooraf opbou. Maar ons moet besef, ek dink die verskriklike verliese wat ons gelei het, nie deur ons eie toedoen nie, maar deur die toedoen van iemand soos meneer de Klerk en natuurlik Chester Crocker en hierdie Robin Rennick en almal van hulle en die Swede se geld waarmee hulle die ANC befonds het, hierdie geweldige verliese wat ons in die verlede gelei het,
en wat eintlik veroorsaak dat ons vandag amper in dieselfde situasie verkeer as sê net maar in die 1820s. So net na slagtersnek of iets, dat ons het niks, ons het nie regte nie, hulle gaan ons van die grond af verdryf, en wat ook al, maar en het is vanuit hierdie soort verlies, hierdie radikale verlies, wat ons sal moet begin dink, en dit behoort ons nie hopeloos te maak nie, maar daar is vir ons opsies, verseker, maar ons moet ook onsself oopstel vir oplossings, en ons het al gepraat oor moontlike onafhanklike wording van die Weskaap, wat een interessante oplossing vir ons probleem kan wees, en daarmee saam natuurlik om meer autonoom te raak, om meer selfstandig, wel selfstandig is natuurlik 'n woord wat hulle op Orania baie gebruik, selfstandig, dat ons meer selfstandig moet raak, en ja, nou die robotte is op pad, ons kan die robotte gebruik, en ja, met hierdie soort reënbuie wat ons gehad het in Johannesburg, het my weer onder die indruk gebring, dat as jy genoeg van daai reënwater kan vasvang, kan opgaar in tanks en by jou huis en wat ook al, dan kan jy waarskynlik die hele jaar sonder munisipale water klaarkom. Jy weet, so dat jy jouself eintlik losmaak van die stelsel en dat jy geweldig baie geld so kan bespaar en daarmee saam dan kan ons 'n soort nuwe selfstandigheid en selfonderhoudendheid ontwikkel en ook ekonomies vooruitgaan. Maar dit alles kan ons net begin doen as ons nie ons hoop op hierdie stelsel plaas nie en op hierdie, jy weet, hierdie sogenaamde demokrasie wat eintlik net 'n name demokrasie is en wat eintlik uitgedink is om die ANC as het ware permanent aan bewind te hou, want hierdie regering van nasionale eenheid sien ek maar net as eintlik 'n soort van 'n reddingsboei vir die ANC as 'n manier om hulle te ondersteun en ook om hulle beeld in die buiteland vir hulle bietjie te poets, alhoewel hulle dit nie baie goed reg gekry het met Trump nie. Maar ek dink die antwoord van vele meningsvormers in Suid-Afrika en woordvoerders is dat hulle plaas die blame op Trump. Hulle sien nie enige werklike probleme in Suid-Afrika nie. Trump is vir hulle die probleem. Die kritiek van Trump is vir hulle die probleem, nie die situasie in Suid-Afrika nie, en hulle hoop dan dat Trump oor 2-3 jaar nie meer daar gaan wees nie, en dat daar dan weer 'n soort Kamala Harris, Joe Biden, of wie ook al in Amerika kan oorneem, wat Suid-Afrika se stelsel dan van daar af weer sal ondersteun. Maar ons sal maar kyk hoe dit gaan uitspeel, want ek dink nie die Trump-revolusie gaan binnekort ophou nie, die MAGA-revolusie nie. Ek dink dit is, soos ons ook al verduidelik het op hierdie kanaal, dit is 'n wêreldwye neiging en 'n verskynsel dat van hierdie meer patriotiese partye in Wes-Europa en in Amerika natuurlik besig is om hulle stem dik te maak, en dit kan ook vir ons 'n hele nuwe omgewing skep en waaruit ons ook dan voordeel kan trek. Nou ja, as jy tot hier geluister het, moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie, en verspoedig 'n nuwe jaar, en dan sommer vroeg in die nuwe jaar gesels ons weer. Totsiens.